dinge waarmee baie gelowiges sukkel, is om gereeld hulle Bybels te lees. Daar is soveel dinge wat ons tyd en aandag verg, dat Bybellees baie keer maar op die agtergrond geskuif word. Dalk neem jy jou elke begin van 'n nuwe jaar voor om meer Bybel te lees, net om aan die einde van die jaar agter te kom, jy dit weer nie reg gekry nie. Dit kan 'n mens nogal moedeloos maak, maar dit kan jou ook motiveer om maniere te soek wat jou gaan help om in die gewoonte te kom om gereeld jou Bybel te lees. Hier is 7 dinge wat jy kan doen om jou hiermee te help. Nommer 1. Doen 'n bietjie beplanning. Dis makliker om gereeld Bybel te lees as jy vooraf besluit waar jy dit gaan doen en hoe gereeld jy dit gaan doen. Kies vir jou 'n plek waar jy nie geplaag gaan word nie. Kies ook 'n tyd wanneer jy seker is jy gaan inneem wat jy lees. En as jy in 'n seisoen van jou lewe is waar jy nie elke dag kan Bybel lees nie, moenie dat dit jou onderkry nie. Lees liewer net 'n paar keer in die week as om glad nie te lees nie. Nommer 2. Maak tyd daarvoor. Ons sê graag dat ons nie tyd het om sekere dinge te doen nie, maar die waarheid is dat 'n mens tyd maak vir die dinge wat vir jou belangrik is. Maak dus Bybellees 'n prioriteit in jou lewe. Skryf sommer jou Bybelleestyd in jou dagboek neer en sien dit as 'n afspraak wat jy graag wil nakom. Nommer 3. Hou dit interessant. Dit kan gebeur dat 'n mens verveeld raak met jou Bybelleestyd en daarom ophou daarmee. As dit met jou die geval is, verander wat jy doen. Jy kan byvoorbeeld 'n ander plek of tyd kies om Bybel te lees. Jy kan besluit om vir 'n week of 2 op dieselfde verse of hoofstuk te fokus, sodat jy soveel moontlik daarin raak sien. Jy kan verse wat vir jou uitstaan in jou joernaal neerskryf en, as jy kunstig is, selfs 'n kunststuk van jou gunsteling verse maak. Dink 'n bietjie oor hoe jy dinge interessant kan hou, sodat jy nie verveeld raak omdat jy oor en oor dieselfde ding doen nie. Nommer 4. Kry 'n leesmaat. Dit is altyd lekker om iets wat jy graag wil doen saam met iemand anders te doen. Kry dus vir jou 'n leesmaat saam met wie jy jou Bybel kan lees. Julle hoef nie by mekaar te wees en fisies saam te lees nie, hoewel julle dit ook kan doen as dit moontlik is. Maar as dit nie moontlik is nie, kan julle hierdie idee probeer. Lees op dieselfde tyd en laat weet mekaar dan waar julle gelees het en wat julle geleer het. Dit sal julle albei help om seker te maak julle hou by julle Bybellees afspraak. Nommer 5. Begin vandag. Om te begin om jou Bybel te lees kan dieselfde wees as om te begin met 'n dieet. 'n Mens stel dit altyd uit na môre. Maar dis die beste manier om seker te maak jy begin glad nie. So moenie langer uitstel nie. Begin sommer vandag nog om gereeld jou Bybel te lees. As iets gebeur en jy mis 'n dag, begin net die volgende dag weer. Nommer 6. Moenie wag tot jy lus is nie. Dit is nou maar eenmaal so dat 'n mens nie altyd lus voel om jou Bybel te lees nie. Maar as 'n mens net lees wanneer jy lus voel om dit te doen, gaan die duiwel sorg dat jy nooit lus voel nie. Moet dus nie net lees wanneer jy lus is nie. Lees selfs wanneer jy nie lus is nie. Dis soms wanneer jy regtig nie lus is om dit te doen nie, wat jy die meeste daaruit kry. Nommer 7. Vra God se hulp. Om die Here se hulp te vra om jou te help om gereeld jou Bybel te lees, is een van die belangrikste dinge wat jy kan doen. Vra hom om jou 'n honger na sy woord te gee en om daardeur met jou te praat. Vra hom om jou te help verstaan wat jy lees en om te wys hoe jy wat jy geleer het in jou lewe kan toepas. En hier's vir jou 'n bonuswenk. In plaas daarvan om te sê dat jy vir die volgende jaar of 6 maande gereeld jou Bybel wil lees, sê liewer dat jy vir die volgende maand gereeld wil lees. Dit sal jou help om nie oorweldig te voel nie en om nie moed op te gee wanneer dinge nie uitwerk soos jy beplan het nie. So, sit sommer vandag nog tyd op sy om te begin om jou Bybel gereeld te lees. Gebruik die wenke waaroor ons gesels het, wat jy voel jou gaan help. En as hierdie wenke vir jou iets beteken het, deel dit dan met iemand anders. Gee dit ook 'n thumbs up hieronder en teken in op ons kanaal vir meer wenke en boodskappe. Baie seën vir jou en mag die Here jou help om in die gewoonte te kom om so gereeld as wat jy kan jou Bybel te lees.